7 Maart 2025. In hierdie episode van Staar in die Kole moet ek praat oor iets wat ek is nie eintlik lus om oor te praat nie, maar ek moet dit doen. Hier is 'n YouTuber wat 'n verskriklike beheptheid met my het en met Wynand, en sy hele kanaal dryf hy daarop om my en Wynand te takel. En hy het so 'n paar aanhangertjies ook. Nou, die eerste ding wat my fascineer is, hoekom kyk hulle na my video's? Maar die ding wat my erg omkrap, is hulle haal my aan verkeerd. Hulle haal my verkeerdelik aan. Hulle verdraai wat ek gesê het, en dan bou hulle stories op dit. Nou, die eerste ding wat ek moet duidelik maak, ek haat nie Jode nie. Daar is nie so 'n ding dat ek die Jode haat nie, hoor. Dit is glad nie die ding nie. Maar hulle verkondig dit en sê ek haat Jode. En dan die tweede ding, dan maak hulle aantuigings, ja, ek is 'n aanhanger van Hamas. Nou, ek weet nie waar kry hulle dit nie. Ek het al in meer as een van my video's het ek duidelik gesê, my simpatie en empatie lê by die Palestynë, die mense, die gewone mense, nie by Hamas nie. Maar nou lyk dit vir my dat die intelligensievlakke is van so 'n aard dat die ouens kan nie regtig eintlik onderskeidings maak nie. In die eerste instansie, my probleem met Israel is met die Zioniste. Nie met die Jode nie, met die Zioniste. En dit is 'n feit dat nie alle Jode is Zioniste nie. En is ook 'n feit dat nie alle Zioniste is Jode nie. Zioniste is 'n politieke ideologie, Zionisme. Dit is 'n politieke ideologie. En die tweede ding is, nie al die mense in Gaza, al die Palestynë in Gaza, is Hamas nie. En Hamas is, ek het 'n vermoede dat Hamas is nie net Palestynë nie. Maar ek kan verkeerd wees, dat hulle almal Palestynë is. Maar, oké, waar kom die Zioniste vandaan? Die Zioniste ideologie was ontwikkel baie jare terug. En dit gaan nou vir baie mense miskien interessant wees. Dit was Hitler wat saam met ander Khazare daardie tuisland in Israel geïdentifiseer het vir die sogenaamde Jode wat in Duitsland en in Europa was. En ek sê sogenaamd, want hulle is ook nie Jode nie, hulle is Khazare. En toe die Engelse, wat toe in beheer was van daardie gebied wat bekend gestaan het as Palestina, het hulle 'n stuk grond daarin uitgemerk en volgens 'n traktaat as 'n tuisland vir die Khazare gestel. En toe is die Khazare daarin geskuif. Nou, wat opvallend en opmerkend is voor die Khazare daar aangeland het in Palestina, het die Christene en die moslems in Palestina in vrede saamgeleef. En toe kom daai klomp Khazare daar in, Zioniste. En vanuit hulle voete daar geland het, was dit oorlog. Want toe begin hulle met hulle stelery van die Palestynese grond. Ek het 'n video gemaak oor die Nakba, en jy weet vir my luister, as jy nou nie saamstem met wat ek sê nie, gaan doen jou navorsing en vind uit wat was die Nakba. Dis iets wat nie vir ons populêr verduidelik word nie, maar ek het 'n hele video daaroor gemaak. Van daardie tyd af was daardie Zioniste met 'n proses besig om die Palestina uit te dryf, uit daai Palestina is toe nou vir ons vernoem na Israel toe. En hierdie Zioniste, hulle is nie Christene nie, hoor. En dit is miskien ook 'n surprise vir 'n klomp mense wat luister. Maar hulle baseer hulle reg op die grond, op die sogenaamde belofte wat aan hulle gemaak was, aan die Jode gemaak was, van hulle beloofde land. En as daar mense hier in Suid-Afrika wat dink daardie Zioniste wat in Israel sit van vandag, hulle is die uitverkore volk.
Ek het nuus vir jou hoor. Dit is glad nie so nie. Daar is meer as genoeg bewyse daarvan. En gedokumenteerde bewyse daarvan. Maar nou goed, kom ons los daai deel daar. Ek wil nou nie op dit broei nie. Ons kom na Hamas toe. Waar kom Hamas vandaan? Wel, daar is ook gedokumenteerde bewyse daarvoor dat Hamas was opgestel deur Mossad, die veiligheidsdiens van die Israelies. Hulle het Hamas gecreëer en die Israelies het daardie Hamas gefinansier. Hoekom het hulle dit gedoen? Daar was 'n VVO besluit dat in Israel met die two-state solution moet toegepas word. Met ander woorde, 'n grondgebied vir die Palestynë en 'n grondgebied vir die Israelies. En die Israelies wil dit nie hê nie. Hulle wil dit nie hê nie. Want as dit moet toegepas word en uitgevoer word, gaan dit beteken dat daai Israelies sal met hulle settlare vat en fok of uit groot stukke van die Wesbank uit, want hulle het dit al oor die tyd by die Palestynë gesteel. Daar is nie 'n ander woord daarvoor nie. So daai grondgrypery van die Israelies sal gereverse moet word. En daar's nie 'n manier waar daai Zioniste dit gaan laat gebeur nie. En onder die Palestynë was daar 'n politieke beweging wat nogal mag gehad het en spoed opgetel het. Nou was oorspronklik onder Yasser Arafat gewees. Die PLO, ek weet nie of hulle nou hulle naam verander het nie. Ek kan nou nie daaraan dink nie. Ek het so vermoed hulle het die naam verander. Maar in elk geval, ek gaan by die PLO bly. Die Palestine Liberation Organization. Nou hierdie PLO was aktief in die Wesbank en in Gaza. Nou, jy moet verstaan dat die Wesbank en Gaza is nie gekoppel aan mekaar nie. So dis twee blokke met 'n stuk Israelië tussen. Maar die Israelies is die hele tyd besig om meer en meer van die Wesbank te steel. Maar die PLO was besig om opgang te maak en om internasionale erkenning te kry. Toe stig hulle die Mossad. Besluit hulle 'n goeie plan, kom stig hierdie Hamas. En Hamas word toe gestig as 'n politieke beweging in Gaza met die uitsluitlike doel om die PLO uit Gaza uit te dryf. Hoekom doen hulle dit? Want nou is daar in die Palestynse groepering is daar nou hierdie moerse politieke stryd tussen Hamas en die PLO. Dit het so gevorder dat op die einde van die dag, alhoewel die PLO nog administratief veronderstel is om beheer oor Gaza te hê, is hulle beheer so afgetakel deur Hamas, dat dit is eintlik maar net in woorde. Hamas is in charge van die Gaza. PLO is in charge van die Wesbank, Hamas is in charge van die Gaza. Alright. So, daar het hulle geslaag in hulle doelwit, om hierdie politiese tweespalt tussen in die Palestynse bevolking te veroorsaak. Verder het hulle Hamas baie subtiel moermilitant gemaak. En deur die Israeliese gruweldade in die Wesbank en in Gaza, het die Gaza Hamas beweging al hoe meer militant geraak. En met die gruwels wat die Israelies daar aangevang het van die jonger Palestynë wat nou slagoffers is van hierdie gruweldade, het hulle ook meer militant geword. En derhalwe het hulle outomaties gewentel na Hamas toe, want hulle sien Hamas is die enigste beweging wat hulle saak verdedig. Ok, so, maar julle mag nie vergeet nie, die Israelies finansier Hamas met moerse bedrag. En dit word al gefiltreer deur Qatar. Jy kan hierdie goed gaan opsoek, dis daar man, gaan soek dit op, doen jou eie navorsing. So hierdie Hamas groepering in Gaza kry soveel publisiteit dat gewone mense, casual observers, begin die idee kry, al die mense in Gaza is Hamas. En dit pas die Israelies perfek. Hoekom? Want
Die gruweldade wat die Israelies aanvang teen die inwoners van Gaza, word deur die media in die wêreld gesien as, hoe kan ek mens sê, collateral damage in die stryd teen Hamas, want die fokus is heeltyd op Hamas. En dan is dit ook interessant, as jy nou regtig lus is om meer te lees en dieper te gaan lees, sal jy agterkom, elke keer, wanneer hulle op die punt is, om 'n werkbare vredesverdrag tussen Gaza en die Israelies te kry, dan vir een of ander rede, op nommer 99, dan step Hamas weg. So Hamas word gesien as die ouens wat nie vrede wil hê nie. Maar wat lief jou sê nie, is hoeveel geld die Israelies daai Hamas leierskap betaal om weg te step. Want dis die laaste ding wat die Israelies wil hê. Hulle wil nie vrede hê nie. Want hulle weet, as daar vrede is met Gaza, dan gaan die fokus skuif na die Wesbank toe waar hulle met dieselfde fucking gruwels besig is. En as daardie goed uitgesorteer word en oordentlik deur die wêreld bekyk word, dan gaan hulle moet daardie UN resolution implementeer van 'n two-state solution. En as 'n two-state solution geïmplementeer word, gaan die Israelies verloor like hell. Wel, ek sê hulle gaan verloor. Hulle gaan nie verloor nie. Hulle gaan net fucking teruggejaag word weg van die grond wat hulle gesteel het. Maar nou moet jy verstaan dat hierdie Zioniste is 'n groot beweging. Moerse fucking ondersteuning in Amerika. Soveel so dat as jy gaan kyk na die Amerikaanse top regeringsblokke, dan sal jy sien, almal is oorweldigend oorheers deur Zioniste. En 'n groot klomp van daai top Amerikaanse politici is dubbel paspoorthouers. Hulle het paspoorte vir Amerika en vir Israel. So jy kan verstaan dat daar roemers loop, nie roemers nie, maar mense maak stellings dat Amerika is eintlik maar net 'n deelstaat van Israel. Want as jy kyk, Israel kan nie glad nie bestaan sonder Amerika se finansiële en militêre ondersteuning nie. As Amerika hulle finansiële en militêre ondersteuning wegvat, is Israel gone. Maar daardie Zioniste het so geweldige invloedssfeer in Amerika. En dan moet jy onthou, hulle is baie sterk in Europa ook. Hulle is in al die top regeringsposte, hulle is in al die top finansiële poste. Ek het hierdie famous XXX van my waarvan ek praat, en ek het 'n praatjie gedoen wat op YouTube, wat op Rumble is, waar ek vir jou beskryf wat XXX is. Die New World Order en die globalists en die Rothschild Bank sisteme en so, alles daai word oorheers deur Zioniste. So hulle het moerse mag. Die meeste van die wêreld, westerse wêreld se mediahuise is onder beheer van die Zioniste. En net toevallig vir die van julle wat dit nie weet nie, want die is van julle wat ek weet, is van julle wat WION, W-I-O-N, nuus media ondersteun. Hulle is in Indië. Daai is 'n XXX operation, man. Uit en uit. Hulle verkondig die XXX boodskappe. Nou hierdie magtige media masjien was so aangewend oor die jare, dat ons 'n punt bereik het, dat dit maak nie saak wat se gruwels die Israelies aanvang daar nie. Hulle is altyd die victims. Hulle is altyd die victims. Hulle gooi 'n bom bo op 'n Palestynse hospitaal en blaas al die mense dood en maak verskriklike verwoesting. Maar dan is hulle die victims. Nie daai kinders wat uitmekaar uitgeskiet is nie. En ongelukkig is hier Suid-Afrikaners wat in daai narratief ingekoop het. Want as ek hulle daarop attent maak van die duisende kinders wat in Gaza vermoor word, duisende. As ek hulle daarop attent maak, dan spring hulle vinnig uit in die kommentare en verduidelik jou, ja maar Hamas dit en Hamas gebruik hulle vir human shields en Hamas hierdie en Hamas daarin. So hulle het heeltemal ingekoop in daai narratief dat die Israelies is altyd die victims.
Nou wat vir my sterend is, jy as 'n Christen, jy wat daarop roem dat jy 'n Christen is, hoe kan jy daardie skrikwekkende moord en doodslag van die kinders in Gaza ondersteun? Hoe kan jy? Jy kan mos nie. Ek meen, die Bybel is vol van waarskuwing, moenie die kinders touch nie. Dit is God se woord. Maar nee, jy ondersteun die mense wat daai kindermoord pleeg. Dan by definisie in my boek ondersteun jy daai kindermoorde. Want jy ondersteun die persone wat dit pleeg. Jy kan nie vir my kom sê dat jy nie kindermoord ondersteun nie, maar jy ondersteun die kindermoordenaars. Dit maak mos nie sin nie. Maar nou ja, goeie, gesonde, objektiewe denke en logika is gewoonlik ook nie sterkpunte van hierdie soort mense wat my so aanval nie. Dit is die groot probleem. En daardie kindermoord is presies dieselfde ding wat gedoen is in die Donbas. Dieselfde ding wat gedoen is in die Donbas. Daai Oekraïners onder Poroshenko, hy het op die verhoog gestaan en gesê, na daai 2014 fok op daar, gesê, dat die kinders van Oekraïne sal skool toe gaan en in die parkie speel en kinderlewens hê. Die kinders in die Donbas sal in kelders en in bomskuilings wegkruip, want hulle gaan uitmekaar uitgebom word. En hulle het dit gedoen. Hierdie kaland met sy kanaal, ek wys vir hom foto's en video van hoe die kinders in die Donbas geskiet is deur die Oekraïners, kleuterskole, busstoppe, busse met kinders in, kinderhospitale. Ek wys die video en foto's van hom. Sy opmerking om my, jy bent so russe. Ek dink vir myself, maar dit is 'n man wat homself wil uitgee as 'n Christen. Maar hy het nie 'n saak met daai kinders wat vermoor word nie. Daardie selfde man, toe ek hom wys hoe Zelensky die Russiese ortodokse kerk vervolg in Oekraïne, die monnike en priesters in die tronk gooi en van hulle dood laat maak. En dan plunder hulle daai kerke. Baie van daai kerke word afgebrand. En daarna hou hulle sataniese rituele in daai kerke. Ek wys vir hom die beeldmateriaal, die foto's, die goed daarvan. Sê ja, maar is 'n Russiese kerke. Dan vra ek vir myself, what the fuck? Hy sê hy's 'n Christen. Maar hy ondersteun daai moord en doodslag onder die Christene en die verwoesting van die Christenkerke. Maar laat dit jou nie terugdink aan wat gebeur het in Europa. Hoekom ons voorsate, die boervoorsate uiteindelik in Suid-Afrika beland het, want hulle het gevlug vir hulle godsdiens. Want daai Romeinse kerk, ek noem hulle daai viskopdraer, daai viskopkepse, hulle het die Christene so gemoor in Europa. En dan kom hierdie de Tooi, en hy support dit in Oekraïne. So, daai wat met ons voorsate gedoen het, support hy ook. Dit is die ding wat ek nie kan verstaan nie. Dat mense nie bereid is om objektief, logies, analities na ding te kyk nie. Want dit is net eenvoudig so. As jy objektief, logies en rasioneel na die situasie kyk. As die mense wat jy ondersteun, jy hoef nie deel van hulle te wees nie. Jy ondersteun hulle net. As daardie mense wat jy ondersteun, kinders vermoor, dan is jy guilty by association. Daar's nie 'n manier wat jy daarby kan wegkom nie. Jy ondersteun die span wat kinders doodmaak. So by definisie is jy 'n kindermoordenaar. En hierdie de Tooi, Chris de Tooi, hy het daai selfde mental attitude in die Oekraïne teenoor die Russiese kinders. Maar 'n mens moet partykeer net vir 'n oomblik realisties wees en verstaan dat nie alle mense het die mental capacity om objektief te wees nie. En nie alle mense het die mental capacity om analities te kan dink nie. Dit is 'n feit. Maar wat my laat wonder en my kop laat skud, is hy en daai gevolgie van hom. Jy kan sien die goed wat hulle van my skryf daar. Ek lees die kommentaar, ek kyk nie na sy video's nie, maar ek lees daai kommentaar en dan skud ek my net my kop.
dan dink ek net by myself, besef hierdie mense nie, dat in die goed wat hulle hier skryf, openbaar hulle eintlik 'n moerselot van hulle self. So, terug na die Gaza toe. Nie al die mense in Gaza is Hamas nie, maar Hamas is die teiken vir Israel, en die mense is die collateral damage. Die mense kan nêrens heen nie, hulle kan nie regtig wegkom van Hamas nie. Maar wat nou 'n realiteit is daardie jong mense, wat se lewens verwoes word deur hulle families wat dood is en al daai tipe van dinge. Hulle word militant, so hulle gaan Hamas ondersteuners wees. En die Israelies weet dit. En dis hoekom hulle doen wat hulle daar doen. So, vir hierdie swak ingeligtes, plus hierdie wat nie die vermoë het om 'n aanhaling korrek te maak nie, laat ek dit nou vir jou mooi uitspel. My simpatie lê by die mense, die gewone mense en veral die kinders in die Gaza. Nie by Hamas nie. Hamas is wat hy is, 'n politieke terroriste operation. Militant, ek wil nie eers sê terrorist nie, militante operation. Dis wat hulle is. Hy is Zioniste. Nie alle Zioniste is Jode nie. En nie alle Jode is Zioniste nie. Maar die Zioniste wat in charge is in Israel, is brutal. En, sluk my hierdie pil, hulle is nie Christene nie hoor. Ek praat met 'n ou wat Israel toe gegaan het, om in daai krygstog te gaan stap. Dan vertel hy vir my, dat waar hulle daar stap, dat daar van daai Israelies wat op die sypaadjie staan, dan spoeg hulle op die Christene wat in daai optog loop. Maar hierdie mense soos Grace de Toey, hulle verstaan nie dit nie. Hulle dink deur hulle onwrikbare trou te beloof aan die Zioniste, verseker hulle vir hulle self 'n plekkie in die hemel. Hulle dink so. Maar hulle dink nie wat vang hy Zioniste aan nie. Hoe moor hy Zioniste die kinders uit nie. Nee, dit wil hulle nie van weet nie. As ek dit vir hulle sê, julle weet hoe kry dit hulle my uit. Dat is wat hulle is. Hulle is ondersteuners van kindermoordenaars en dan by definisie maak dit hulle kindermoordenaars. By association. Nou, Grace de Toey openbaar daardie personality van hom. Baie duidelik. In Oekraïne ook. So dis eintlik maar deel van sy lewensopset, hierdie kindermoord dinge. Dit is maar iets wat hy, dis vir hom normaal. En ek weet nie, en ek het dit nou al gesê en ek gaan dit net weer sê, hy steun Wynand. Wynand verteenwoordig 'n groot groep van die blanke, regdenkende mense. Hy steun hulle. Dan sê hy ook, en hy skel daai ondersteuner van Wynand uit. My ondersteuner word ook uitgeskel. Ek is uitgesproke boer, en ek maak nie geheim van nie, ek is primêr hier vir die boer tribe. That's it. Daaroor het hy ook 'n bekval. Nou wonder ek, as hy teen die gematigde blankes is, en hy is teen die boeridentiteit, wat is hy? Wat is hy? Ek weet nie. Maar hy vertel vir jou, hy is 'n Christen. Maar hy ondersteun daai gruwels teen die kinders. Hy ondersteun die gruwels teen die kinders in die Donbass. Hy ondersteun die verwoesting van die Christenkerke in Oekraïne. Maar hy's 'n Christen. En dan sy jongste video wat hy nou gepubliseer het, sien ek ook hy skryf in die titel, los ons Christene uit. Maar ek weet nie of dit poetic justice was of wat nie, maar hy skryf Christen met 'n klein c. Kyk, dit dog ek nie, alright. En dan was daar 'n man wat daar 'n storie geskryf het, hy ons 'n storie geskryf het, oor hoe dwaal ek, en dan maak hy 'n klomp stellings oor Mohammed. Wat die arme ou nie weet nie, is dat Mohammed, hy was 'n Romeinse priester gewees, wat kak opgetel het met die paus. Toe change hy sy naam en disappear, en toe begin hy daai moslim geloof. En as jy gaan kyk na die Koran, die Koran is basies dieselfde as die Ou Testament. So daar is nie eintlik groot onderskeiding tussen daardie twee dele nie.
maar hy is onbewus daarvan. En dan maak hy allerlei stellings oor Mohammed en al Bybelversies aan en ek weet nie wat so goed alles nie, maar dit alles weerspieël maar net sy onkunde, maar hy maak ook die stelling, ek weet niks van die Bybel nie. Nou oké. Ten minste haal ek nie die Bybel verkeerd aan nie, of ruk die ding uit konteks uit nie. En dit is iets wat hulle mee sukkel, want hulle kan nie terugkom en fokus op die fundamentele nie. Die fundamentele is dat God se woord sê jy mag nie doodslaan nie. Maar dit beteken nie jy mag nie jouself verdedig nie. Natuurlik moet jy jouself verdedig as 'n ou jou wil doodslaan. Dis mos nie jy wat dan die doodslaaner is nie. Hy is die doodslaaner en dan verdedig jy jouself teen hom. En as hy in die proses nou doodgeslaat word, dan is dit mos nou selfverdediging. Maar hulle maak allerlei sulke aantuigings. En in Romeine, ek dink in Romeine 12, sê die woord eintlik. Jesus sê dit. Julle het die wet van Moses, maar my kudde, die wet is deur God op hulle harte geskryf. Hulle weet wat is reg en verkeerd en hulle eie gewetens kla hulle aan en soms verdedig hulle eie gewetens. Maar hierdie mense het hierdie fanatiese idee, as jy nie aan daai Israel stamme geconnect is nie, is jy moord toe. En kyk, die praatjies en die geskrifte wat hulle uitbring om hulle self gekoppel te kry aan daai Israeliete is skrikwekkend. Hoekom sukkel hulle so? Al wat hulle moet doen is gaan lees Genesis 1 vers 26, 27 en 28, oordink dit goed. En as dit by jou insink, gaan jy verstom wees oor die geestelike verligting wat in jou lewe gaan kom. Want dadelik is jy weg van daardie hele storie van die Israelies, van die Jode, whatever. Hulle is wat hulle is. Die Bybel het die geskiedenis van daai een streep mense. Het nie die geskiedenis van al die mense op die aarde nie. Maar ons is so geïndoktrineer om te glo dat jy nou nie in daai stamme gehaak is nie, gaan jy hel toe. Okay. Ek glo dit nie. Maar die Bybel sê vir my dis nie so nie. Maar dis die dele in die Bybel wat hulle nie wil lees nie. Maar hulle hang daai mense aan. En nou in hierdie tyd is hulle brutaal teenoor enige iemand wat iets negatief van daardie Zioniste, ek noem hulle die budgies, negatief van daai budgies sê. En hulle praat die kindermoord in die Gaza goed. En hulle regverdig die, maar daar's ouens wat tot Bybelversies aanhaal waarin sê hy kinders moet doodgemaak word. Maar uit hulle interpreteer dit as daai kinders moet doodgemaak word en dan gee hulle vir jou skrif. Dan dink ek by myself, hoe fucking lost is jy? Maar mens kan nie Gries de Toy se vendetta teen my is eintlik gefundeer in twee dinge. Punt nommer 1, ek is wat hy nooit kan wees nie. Punt nommer 2, hy is wat ek nooit wil wees nie. En dit maak hom mal. En ek weet nie hoekom nie. Maar dit is vir my net interessant, hoe hy die gematigde Afrikaner, Suid-Afrikaanse blanke, wat nou boere en Afrikaners en Engelse en almal insluit, wat Wynand ondersteun. Hy is teen hulle. Maar hy is net so teen die mense wat my ondersteun. Nou wonder ek, as jy nou my groepering vat en jy vat Wynand se groepering en die extrapolate, dan is dit 'n groot deel van die blanke bevolking hoor. Nou wonder ek net waar pas hy in. Maar ek het al vir hom gesê, hy tyd dat hy vir sy mense uitkom en die waarheid vir hulle vertel, dat hy is 'n hy is die propaganda, hy is deel van die propaganda masjinerie agter die EFF. Okay, hy sal dit nie doen nie, want hy, obviously, sal hy dit nie herken nie. Maar dit is wat het is. En, want sy stories en Julius se stories vir myself. So, ek wil julle verstaan nou, hierdie ding. Ek haat nie Jode nie. Ek het 'n groot glei in die Zioniste. En alle Zioniste
is nie Jode nie en alle Jode is nie Zioniste nie. Dis 'n basic. Selfs met Gaza. Alle Palestynë is nie Hamas nie. Hamas is 'n militante politieke operation. Baie dieselfde as Zionisme. 'n militante politieke ideologie. En Hamas is opgestel en opgesit met 'n spesifieke doel. En die hoofdoel is om te sorg dat daar nooit vrede is tussen die twee groepering van die Palestynë nie en dat die Israelies die hele tyd redes het wat hulle kan gebruik vir hulle gruweldade. Dink oor hierdie goed. Skryf maar in kommentaar hoe jy daaroor voel hoor. Ek sê vir jou wat ek sien en hoe dit is. En ek sê weer, as fundamentalis is dit vir my totaal ondenkbaar dat jy jouself as 'n Christen uitgee, maar jy ondersteun daai kindermoord. Ek kan nie dit verstaan nie. Dis oor my kop. Nou ja, gee my maar 'n like en subscribe en share die ding. Geniet julle dag.